Hi, goedemiddag en welkom bij nog een episode van Na de Wedstrijd. Jy is ingeschakeld met mij, Etienne van Rooyen. Samen met mij op die stel het ik mijn mede-aanbieder, Jason Rabi. Ja, vakantie daar, Jason, maar staan niet stil in. Ja, nee, goedemiddag kijkers, goedemiddag Eto. Ja, nee, vakantie daar, maar zullen zeggen, die week moet aangaan. De week moet aangaan. En ja, het is weer goed om terug te wezen. Ik denk, het was voor een week of zo wat we zien, kansen kregen om een episode te schieten. Maar ja, we zijn hier vandaag terug en het voelt goed weer. Om vandaag terug te wezen, is vandaag Freedom's Day. So, ja, ik hoop je net een lekker dagje gehad vandaag. Was ook vrij geweest vandaag. Je is even ook vrij om iets te zeggen. Het is een hele vrij zo ja, schakel in kijkers man en COC, we zal later een beetje comments vatten en ja, ik denk een lekker zo wat is weer vandaag, zo komen genieten, zo zal maar zitten. Ja, ze zeggen altijd ze X en Pik zo, dan is het mooi uitgescheduleerd Senegal zo. Lekker programma ingezet. Ja, definitief ons directeur van die show het voor ons een lekker programma die achter elkaar gezet. Zo ja, ik ga het maar zo beginnen met die gedachten voor die week wat voeren. Dat komt met Kronieken 16 vanaf vers 11, 1 Kronieken 16 vanaf vers 11. Dat zei daar, die versen zei daar, zoek hulp en bescherming bij de Here. Zoek gedurig zijn tegenwoordigheid. Eto ja, wat die skrif eindelijk voor ons wil zeggen, man, een man kan baie dingen zoeken in het leven en soms zoeken man op verkeerde plekken. En ik denk wat Kronieken hier voor ons zegt is dat ons moet hulp en bescherming bij die Here zoeken. Want hij stelt niet te leren, hij zal het altijd daar krijgen. En ons moet ook zijn tegenwoordigheid ook gedurig zoeken. So ja, ik denk dat is iets goed wat een man kan samenvatten in moeilijke tijden. En zo aan dat een man is eigenlijk maar niks zonder die Here. En dat is ook om een man gedurig zijn tegenwoordigheid moet zoeken. Ja, joh, Jason, hij is gedeelte wat ze eindelijk zei, gedierig. We staan Ja. zo, kijk, bij keer wanneer ze in een situatie komen en ze voelen, maar als die samen te veel, jongen, zien als je zo uitkijkt voor andere solutions. Yes. Maar die solution is hier, dat je moet net vertrouwen op hem, je moet staat maken, je moet voor hem zoeken. En Yes. tel je wanneer dat zo moeilijk gaat. Je besef je bij keer dat hij ziet, ik wil amper zeggen, hij ziet oplossing van alles. Alles. Daar is niks in die wereld wat God die weet, die ook kan verdragen of die persoon niet kan verdragen. Ja, definitief Eto. En het mooiste van alles, die Here weet hoeveel ons kan dragen en hoeveel ons niet kan dragen. So, dat wil zeggen, hij zal nooit een last zwaar of te moeilijk maken voor een man. Maar ja, zoals je zei, de oplossing is daar voor ons. Yes. Ons moet net ons oren opmaken en ons knieën buigen voor de Here vragen en praten. Want die woord zei dan daar, zoek net gedurig zijn tegenwoordigheid. Zo ja, dat is ons motivering of onze gedachte voor die week. Ik hoop dat kan voor iemand aanwinst wees voor die week. Maar ja, Eto, als rugby, als een rugby show, zo ja, ons gaan aangaan, ons gaan zomaar, vandaag gaan we zomaar een beetje draaien, ons gaan vandaag zomaar beginnen met een streekdag. Ja, interessante wedstrijden. Ja, ik was een beetje bij de huis geweest, ik had nou niet games bijgewoond, maar dat is wat niet nodig. Je kijkt zo met persoon, ja, wie precies wat het gebeurt. En die paparazzis en die mensen moesten maar overal verstaan. Wat de mannen hoort over van zaken, zo ja. Ik ga beginnen met de results van die streekdag. Ons begint zomaar daar van achteraf, daar uit die bokveld. Dus gaat maar zomaar van achteraf beginnen. Landeshof in Houbel. Yes, een game wat hoge verwachtingen gehad heeft. En volgens die telling kan men zien. Ik wil niet eindelijk zeggen dat was een eenkant zaak, maar je kan zien dat was een tough game geweest. Maar ja. Ja, maar Jason, was het ook die wedstrijd van de naweek geweest voor die naweek wat dan voor? Ja, dus als de wedstrijd van de naweek geweest. Zo je begint bij die wedstrijd. We beginnen zomaar bij die wedstrijd van de naweek. Het Landeshof thuisvoordeel gehad. Landeshof win 32-19. En ja, bij je zal nou zeggen, dat is een makkelijke win geweest
Lindershof, maar ek glo nie dit was so 'n maklike wen soos wat die 32 hier staan nie, het so. Ja, ek dink dit was 'n game van 2 helftes gewees, definitief, en ek dink die span wat sy kanse gebruik het op die dag gewen. Maar interessant, ek sien daar was baie veranderinge in Houwel se span. In die beginspan. In die beginspan van die span wat die vorige week verloor het teen Vastrap. So ek weet nou nie of dat miskien 'n uitwerking het op hulle results, maar ja, op die dag dat Houwel wat opgedaag het en dis maar so, Houwel het dit nie gebuig, tweede verloor agter mekaar. Niks punt uit die game het nie. Niks punt uit die game het nie, geen punte nie, niks opgetel nie. Ek dink ja, 5 vir Laagdeel en 8 vir Lindershof, so ek weet nie. Die vraag is, gaan Houwel terugkom? Ek meen, mense val is maar nie so nie, maar dit hang af, hoe jy opstaan. So, is nie 2 verloor in 'n ry nou? 2 verloor in 'n ry, ek hoop as het derde een, ek het laas jaar, of die vorige jaar, ja, het ek 6 verloren, achter mekaar gehad. Ja. Dat was een bittersmaak. Dat is heel lekker. Dat is heel lekker gevoel. Waar die beginnen voelen, ons al moet beginnen optellen met een win, is het nou naar die derde verloren? Nee, naar die derde verloren, dan beginnen, kijk, jy kom op een stadium wat jezelf kwestie, want jy oefen, jy zit in, jy oefen jou 2 ane en jy daag op vir game, jy voel mos sommer lekker in die game, jy kom net so dat jy verloor net die game. Nou is het nog met een punt ook, dat was ook nog hartseer gemaakt, of kijk, dat is nog net misschien met de laatste 3 zo, ja. Strafskop. Hier wat die derde verloren af, dan voel je, nee man. Moet ik nog gaan? Moet je maar wat doen, moet je inkrijgen. Daar is baie dinge daar is baie dinge so vir ja, ek hoop vir Houwel gaan in dieselfde geval wees. So ja, hoop. Maar hy was Adam se troepen, hè? Nee, dat is om Adam, ek weet nie die coach al se maar jy gaan nie sê, die coach moet nou al weggejaag gaan. Nee, los hom nog eens. Nee, is nog 'n tweede een. Ek wil die bestuur van Houwel sê, dan kan hy klomp wenne wat die coach vir julle gegee het. So moet daar nog even coach Adam weer daar nie. Maar ek dink as dit nie derde verloor toe kom, dan moet hulle maar begin dink of kry vir dominee in. As daar moet gebid word, bid maar oor die saak. Moet nie te gou nie van dou. Het raak nou winter het. Yes, en is praat van die syndroom. En nou en is er nog hoe kan ek sê, is nou nog 'n June maand saakie ook so. So ja, hier die 2 spanne wat nou hier so wen, ek weet nie, maar oké, ons gaan aangaan. Ons kom so af in die pad, ja, Lovedale teen Laplace en my span daar. Is die Lovedale wat weer wen het ou. Lovedale wen daar 33-22 wen Lovedale daar vir Laplace en my span. Ja, het ou. Daai klink convincing. Het ou kyk hier gaan ons nie, ek vat het nou van my, ek praat van my span, ons gaan nie hier blameer, want daar is maar stigma waar die rondloop van, dat bly die middelman, en so aan te, maar dat is een game wat ons self weggegooi het, ons as Laplace. Info wat ek gekry by die manne is, ons gebruik nie ons kansen nie, ons kom baie in hulle gebied, voor die doellijn is het altyd een nok, of altyd een paas, of een ding wat vast zit of so. So dat is maar kansen wat ons gehad het. Ons het die game gehad. En hierdie game was tot op die bitter einde toe. Pas hy nog in die veerskaal gewees het. Ons was op die aanval gewees. Daar kom een skop. Wat die mannen voel moes hy gekom het. Maar die skop kom daar. In die Lovedale speler. In die vleuel van Lovedale. Sy hande. Automatisch was allemaal op die aanval. En skop die bal in hy man sy hande. En hy man gaan druk. Die 3 tyd is voorbij. 100 meter erin. Ik kan zo zeggen, 100 meter, 95, 90, maar... Ja, los getallen. Yes, maar kijk, dat was na die doelijn. Ons ouwens kon die overwinning proe hier, als dit die 3 druk is oorskop. Als die laatste is van die game. Dat is die laatste. Rev het gesê, tyd is voorbij. Bal loop nou dood. Julle val aan. Ons val aan. 7 minuten van die doellijn af. 7 meter. 7 meter van die doellijn af, een skop wat kom. Ja, en hy skop het maar nou. Kan hy maar nou
baie dinge sê, maar Maar sou julle druk daarso? Sal iets kom? sal die skop pale toe. Bepaal het. En so daai dan was dit nou 29 28 gewees het, maar dat het nie gebeur nie. So wel dan aan Lovedale. Wel dan aan Lovedale. Compose gebly. Hulle het hulle kansse gevat en ons ouens wat hulle kansse gebruik het. Ons het soveel kansse gebruik, ons die scrims gedomeineer. Ons het 'n straatskoppe gekry wat ons miskien kan op die voorvoet gehad het, maar soos ek sê, die kansse was net nie gebruik nie. Wel dan aan Lovies onoorwonne 5 punte gevat. 7/7. So ja, hulle is die span om te beat, so ja, en man sal maar net kyk hoe dinge vorentoe vir hulle gaan, maar hulle is nog op 'n goeie pad. En sê hulle in die hof wat ook 2 verlore weg het in die kompetisie, maar wat ook op 'n goeie pad is. Maar hulle sê daai wen na teen jou span, hy was 'n vloek wen. Ek weet nie. Nee, kyk jy geëet het Ons die media man, ek sien hy wil nie in die rigting praat. Ja. Maar los dit daar. Nee, kyk, my wenner is wenner. Maak nie saak of dit met 'n punt as jy van my redenasie is ek het verloor met 'n punt teen Vastrap. Ek moet hy verloor vat. Ek kan nie nou gesê as 'n vloek wen vir Vastrap, maar ja, wel dan aan Lovies. Hulle wen 33-22. Ja, en dan kom ons berg af. Young Wesleyans. Ja, Young Wesleyans wen daar vir ODB 67-17. Het 'n game. Ik denk dat net de rechtstelling, dat was 20, 67. Oké, 67-20. Yes. 67-20. Maar dat is nog altijd groot. 67-20 win Brada Avi. Avi Abrams in Spanje. Praat nog baie van laatst week wat die winnen zo inkomen, als die verloren moest komen dat. Dan praat die mannen moest maar ja. Young Wesley in 67-17 28 dagen voor die B. Ja, dat is iets wat ik even verwacht had. Ja, niet 67 man. Ik weet niet wat bij die B aangaan nie. En ja, misschien was Young Wesley maar net goed op die dag geweest. Ik wil nou niet zo'n diepte praten over hij game. Ik wil nou jouw mening gevraagd, maar dat gaat over jou weer niet in de voetskiet. Maar ik wil jou gewoon niet diep kan gewoon niet. Maar ja, wel dan aan Young Wesley's. Ik denk wat nou beginnen tanden wees. 67 keer opzet, dan je een man kan nog groter dingen van Young Wesley's verwacht met die type rugby wat hulle speel. Sal jy sê hulle is goed op trek? Ik zal in de mate sê hulle lyk goed op trek, maar daai was thuis. Ja. So jy weet hoe performance span regtig wanneer hy uitgaan nie. Gaan hy dieselfde speel wat hy by die huis kan hê, gaan hy dit weg ook kan hê. Ja. So dit is maar as baie vrae wat gaan nou daaraan gaan. Ja nee, en ek wil saam stem want sekere spanne as men iets anders op die tuisveld en dan kom hy op 'n travel game. Dan neek het maar. Ja. Maar ja, wel dan aan Young Wesley's wat 'n statement gemaak het, maar ek wil ook sommer net sê die naweek kruis toe vir hulle so nie dat ek arrogant is of so nie, maar daai gaan gebeur. Nee, ons hulle moenie nou voel. Hulle is untouchable. Dit is maar net so om Avi asseblief. Ek ook kry so nee, kom maar net reg. Voltalig. Ja, en ons soek die verskoning. Die ding van verskoning. Kyk, ek het al 'n paar games close verloor. Ek blameer hier ref. Verstaan? Ek sal hier ref blameer, verstaan? Of jy op socials gaan en sê ref is so nie. So ons moet hy uit die ry met kry. Maar ja, ou die bise ouens, ja, ek weet nie wat fout is daar nie. Ouens, maar tel op julle koppe. Hou aan hard werk. Op die dag. Dinge gaan nie altyd vir 'n man na 'n man se kant toe gaan nie. Verstaan, maar kom ons werk harder en vat die foute. Kom oefenveld toe en so die dinge uit. Ja. En belangrik ook ek dink dat is vir die coaches.
daai ding van die ref wat ons weggeblaas, ons kan nie vir ek sê nie, dit is 'n ODB-se geval nie, maar ek praat nou van sommige algemene, want omdat die mense is maar geneig om die middelman te blameer. Maar ek meen, as jy nou vir jou spelers gaat sê, ons het verloor deur die ref, hoe gaan jy dan jou voorbereiding wees op 'n Dinsdag aand en op 'n Donderdag aand? Want ek meen, die spelers gaat voel, nee, ons is alright. Ja, ons het hard gewerk. Dat was toch die ref wat ons verloor het. Hier sê die coach het nou self. Ja, so, dat is hoekom ons as leiers en as coaches en wie ook al by die clubs wat die ouens motiveer of na verloor met die manne praat. Dat is waar Dominee inkom. Verstaan, dat is waar Dominee miskien moet inkom. Ja, los die ding van manne, ons het goed gedoen na verloor. En dat was die ref geweest. Van een daai is 'n ding wat stak in jou mind. So, nou gaan jy oefenveld toe met die wete dat ja, ons het verloor. Maar as jy deur ons die middelman. As die middelman. So nou berei ek so voor. En daai ding het 'n manier om vir jou as speler of as span in die voorkant te byt, want jy speel met 'n mindset, jy maak nooit foute nie. Dit is nooit jy nie. En nou kom jy op 'n game day en dinge week ek kry jy telling. Yes, jy kry 'n goeie telling en dinge week net nie veel op die dagie. Dan vergeet ons dat ons gaan met verkeerde mindset in 'n wedstryd en ons berei vir ons met 'n verkeerde mindset voer. Maar ja, ek glo stellig ODB sal goed terugkom en hulle stal wys, want hulle is glad nie 'n swak span nie. So ja, coach Kyloon daar op ODB kan man coach, ek weet jy's baie passievol met goeie leiers daar rondom jou, so ek glo julle kan die riskop weer omdraai in die regte rigting en kry. Yes. Maar ja, dan kom ons om hier in die Biala in, was het Jan Goedhoops thuis gespeel. Nee, hy moet omdraai. Hulle was na 3.6, soos jy dit nou noem, hè? So, dat was op 3.6? 3.6. Maar ja, ek maar nou hier voor staan, dan met die thuispan. Ja, ek sien die ou wat het opzet, die lok ou, ek sien, even uit die result, ek sien, maar ek bedoel, ek praat nie baie keer met hom, maar ek sien baie keer is hy goed omgedraai. Oké, maar ja, Jan Goedhoops gaat besoek af, daar diep in die Bokveld. Op die 3.6, hulle het nou 'n mil by. Yes. So 'n 3.6 stadium en joh, bo verwagtinge van my. Ek het die game en ek gegee vir die Dragons. Tuisspan. Vir die tuisspan. Omdat Morgenster, weet ek, is iets anders op sy tuisveld. Maar ja, Jan Goedhoops verbaas almal en wen Morgenster 32-29. Dan was hy mos 'n close game. Dat was 'n harde game. Soos verwag gewees as die twee spanne wat onder lê. Wat nog niks gewen het. Die manne was honger vir 'n wen. Iemand moet wen. Daar moet 'n wenner uitkom. Of hulle kan miskien net kom ons deel 2-2 maak. Jan Goedhoops het besluit nee. Ek gaan nie onopstaan hier. Ek gaan nie. 'n draw gaan vir my onhou. So ek moet die gewen kry en ja, ek weet nie wat aangaan daar by die Dragons nie. By die Red Dragons, maar... Wie is span is dat? Is maar so Enwe span, man. Red Dragons, morgen sê Enwe, jy sal moet kon help, joh. Ek weet nie. Maar speel jy ook nog? Kyk, die ouwe is maar so lang pad, man. Ou werk, vreselijk vast. Maar lyk vir my nou wat die ou nie speel, nou sukkel hulle, man. So jy wil eindelijk van my sê, hy sal met 'n big win. Die ou sal moet so miskien 'n naweek. Maar ek het gehoor, hy is nou in die coaching setup daar so. Ek het gaan het so? Nee, maar nou verstaan ek mos hoe kom het so gaan. En nou dat ek wil ook net sê, soms is 'n man 'n goeie speler, maar dit is nie 'n goeie coach. Verstaan? En we nee, man. Daar is nog 'n try vir jou, man. Maar ja, wel dan aan Jan Goedhoops. Wat sy 5 optel. Ek dink as 'n 5 wat hulle opgetel het. Daar maar okay, Morgenster wat 2 punte gekry. 2 punte. Ja, dat boost hom 'n klein bietjie. Dat is 'n boost. Ek meen, die bonuspunte kom te pas vir al die onderkant van die lok ook. Ja. Nou kom dit nou maar net miskien so. Rabie, 'n interessante ding wat nou by my op. Ek wonder of dat tuisspan gespeel het. Dat is nog eens 'n goeie vraag. Ek weet nou nie waar want Jan Goedhoops se kalo. Ja, dat is kom ek gevra. Ek wonder of daar tweede. Kyk, want ek weet
verseker sal Morgenster 2 spanne gehad het met sy tuisspeel. Sal Morgenster 2 spanne het en hulle het nog die afgelope tyd 2 spanne gehad as ek dit reg het. Maar ja, ek weet van Jan Goedops. Maar as ek Morgenster gewees het en die man kom met 1 span hier by my aan. Ons moet B-span speel, boys. Ons Nee, maar ek het verstaan die ouens het doen om ek gaan maar liever die boete vat in die second team. Kom ek maar voltallig in die eerste span. Ja, maar kyk, Jy het laatst week gepraat of die vorige week gepraat van die Lou Bowls. ja, dis hoekom ek maar nou sê, kyk, jy is my nou veronderstel om 'n B-span te hê. Verstaan? Nou my redenasie is ek weet nou nie of hoe dit is of hoe die reëls rondom of jy nou moet 'n B-span speel. As jy tuisspan of die span wat jy nou teen speel, voel nee, maar hulle wil B-span speel. Maar okay, as dit nou so gewees het dat hy nou net 1 span gespeel is, dan het dit gewerk vir Goedops. Maar ja, ek glo Al 2 spanne het gespeel. al 2 spanne het gespeel en ja, wel dan aan Jan Goedops daar met die wen. En hopelik kan Morgenster ook goeie op die wenpad kom. As 'n man ook kyk van PDK het Ja, hulle was hulle 4 verloren gehad en hulle het hulle wen gekry. So hulle 2 actually opgetel. 2 actually 2 gewen so. Dat wys net dat Hy eerste wen is hy eerste wen belangrik. baie het goed as verander. So die spanne moet nou oppas vir Jan Goedops. Ja, Goedops het die wen geproef. Ou wat noem Trevel na. Hy sal moet wake up. Ja, en dat was nog 'n wegwen ook. Hy is nog weg ook. So dan kan nou net nie hierdie komende naweek nie. Hier onder die Biala en as die span wat daarna te kom, maar ja. Ek hoop ook Morgenster kan weer terug bounce op hy enetjie en ja, goeie confidence booster vir Jan Goedops. Ja, en dan gaan ons af hierdie knik daar Montana sportgronde het Miracles vir paardekloof ontvang daar. Ja, Miracles wat die game wen 27-26 het. Ja. 'n Game wat vir my lyk wat tot op die laaste minute in die weerskaal was en ja, Miracles wat uithou vermoë gewys het. En die game deurgehaak het. Ek dink PDK wat 'n bietjie unlucky is met die enetjie, maar ook 'n goeie karakter gewys het. Wat ek agterkom in die streek, jong, is dit die inding van julle in die streek wat 'n span moet 'n punt wen op 'n naweek. Ja, maar lyk vir my, Kyk jy af die manne tel net so dat die kyk jy nou, lyk hom daarmee so. Dit lyk baie mooi verloor. Ja, noem dit 'n mooi verloor. Mooi verloor, maar dit werk nie, verloor is verloor man. Sien maar ek het 'n ander ding gekom in dae gelees ook. Hulle praat van hy die skeieregter was aan 'n kring gewees. Ek Ja, weet maar nou dat nie. is nou na die tijd wat die mannen komen. Ja. We vragen ons altijd met die ook niet iets te zeggen. Ik hou me maar van. Ja, maar dat is gevaarlijk. Baie gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Ik zal met hij ook met een beetje praten en zeggen, maar Ja. weeg maar weg. Kijk eens maar eens gewoon waar iets spannen om kringen te staan en elkaar danken. So, ek weet nou nie, ja. Ik denk dat man. Ja, die skeieregters wat ingesaai is, bly my uit die kring uit Ja, man. ja, Ek meen, jy kan net vir onthou self problemen. jy bedoel nou goed. Yes. As jy dat jy nou sê maar hy is nou by die span verstaan by daai span. Ja, maar nou die hele ding is die menslike ding is verband van wat hy kom net gesê daar was gewees die ref was in die kring gewees. Hulle wil weet of 'n ref mag in die kring staan, maar ja, vat niks weg van die wenner van Miracles. Maar PDK ook wat weer goed op drie was het ook. Yes. Ja, hulle het nou verloor weer gekry, maar ek meen daar is punte op die pad gekry. En wat ek ook gesien het daar in die foto's, daar van hy foto's, rugbyfoto's is AJ wat weer terug is. Yes. Die ou lyk weer tuis en gemaklik. Ja, hy tel nou weer vorm op. Ja, hy tel weer vorm op en dit is goed om te sien van spelers van 'n besering afkom. Ernstige besering. Syne was ernstig geweest. Ek het gedink die ou gaat vir die jaar uit is, maar gelukkig was dit nou nie so ernstig geweest nie. Maar ja, welkom terug AJ. Ek dink as die tweede game wat hy nou al speel. Maar dit is goed om te sien, hy kom so stelselmatig in. Hulle gee hom 'n beespan en dan 'n paar minute van die bench af. En ja, dit is goed om te sien dat die ou weer terug is. Ja, en ook terwyl hy so by Paardekloof is, ek weet ons cover net altyd streek die dag. Maar ja, en Frankie wat ook goed doen
goeie game gehad het. Die naweek vir Sirius. So wel dan. Wat van Paardenkloof Wat van Paardenkloof afkom. So ja, ek wil vir die jong manne daar buite kan sê, moenie is bang wees om kansse te waag. Yes. Verstaan? Soms voel ons is nie goed genoeg. Ons is nie goed genoeg. Ons is op die plaas soos 'n man nou sê en jy gaan nooit goed genoeg as jy of gaan ek dit maak? Hoe gaan die mense my ontvang? Daar's 'n goeie voorbeeld van Frankie wat nou al baie uitgestaan het. Elke seisoen vir Paardenkloof uitgestaan het en hy het gevoel die jaar ek gaan die kans waag. En hy het sy eerste staat gekry vir Sirius rugbyklub en wat 'n goeie vertoning. Die ou was man van die wedstryd ook gewees. Ja, so met ander woorde het wie perform. So hy het perform, verstaan? Amper ek is nog in self nie ek wil sê in dieselfde liga nie, maar ek het nog steeds daai mindset van ek perform nog. Yes, ek back my, verstaan? Ek back my, ja. En dit is 'n selfbelief wat jy het as 'n jong speler. As 'n jong speler, ja. So kom ons waag die kans as jong manne en dan vir die bestuur en die coaches of die span, ons klubs leiers. Die manne is altyd geneig om te sê nee, hulle gaan ons hou spelers terug. Ons hou die manne terug. Hulle gaan tog maar môre hou. Ja, kom ons kyk na die man se toekoms toe. Verstaan? Hy kan iewers iets raak gesien word of 'n man kan vir sy familie of iewers kan hy 'n beter omstandighede skep, verstaan? Yes, en meneer goed te bring. En 'n man weet nooit, die man kan weer terugkom ploeg. Verstaan? Ja, so wel dan aan Franklin Daniels daar wat sy eerste staat gekry het. En sommer terwyl ons nou op die topic is, daar ek dink 'n meisie, 'n dogter daar van Vastrapse geleerdere. Ek is nou nie seker of sy's Daniels Amy is haar naam of so. Sy is gekies vir Boland onder 21. Ja. Wat in Johannesburg deelneem. So dis 'n prestasie. So dis 'n prestasie, verstaan? En dit wys net die geleenthede wat vir ons plaaslike, ek wil nie sê plaasmense of so, landelike gebiede, gemeenskapskuld en streek. Sy kom van 'n area af, van 'n span af wat in die streke daar speel. Vastrap wat nie 'n vroue span het, maar iewers het ja, hulle het nou 'n netbal mos. 'n netbal, ja, hulle het netbal daar, maar ek bedoel nou soos rugby, maar sy wat in die Boland onder 21 rugby span was. Is in 'n rugby span. In 'n rugby span het en great staff man. Ek dink is nou by die netbal wat sy. Nee, dis by die rugby, ja. En dis goed om te sien. Ja, dis goed om te sien, maar my hart raak kan nou eintlik bly van. Ja, so hier is talent. Ja, definitief. So daar's 'n bewys. Daar's 'n bewys Amy wat daar deelneem in Johannesburg, so ja, alles sterkte vir haar daar en ek hoop sy geniet dit so ver. Maar ja, Miracles wat die wen vat, 5 gevat. Hulle raak gewoond aan die reëlboek. Ja, lyk vir my wel dan aan Miracles en is goed ook om te sien het die voorsitter het met in die kant gestaan. Dat kan jy sê. Daar moes 'n ernstige boodskap deurgekom hier op die socials. Nee, ek het nog die naweek het ek nog 'n voorsitter geblaas, jongen. Voorsitters. Asseblief, maar dit is goed om te zien. Miracles het hem geluisterd. Ja, maar en dat het gewerkt voor. Dat het gewerkt. Ik weet nog niet of het nou misschien. Kijk, games wat we nog verloren. Kan hem man. Ik wil amper nou zeggen, jongen, voorzitter, blijf die voor altijd, maar dan gaat Miracles winnen. En kijk dan. Als je luistert en dan gebeurt die goed is. Ja, gebeurt. Zo je zei voorzitter. Samen met die kan. Op die manier kan. Of het met een punt is, je wint hem tenminste. Maar ja, ik zie hij heeft nou die reelboek. Maar dat is het thuis. Dat is het thuis. Dat is het thuis winnen. Hoe zie je die bokveld? Ja, dat mag dat niet, maar die bokveld. Als je hier van onaf komt, hier het woesleid. Hier het de Sirius area, die vraag me van Wesleyan ook. Dat niet maar die bokveld, die boergeide komt. Maar ja, jij nooit ondervinding het van. Jij kreeg ook was dier. Ik is al bijna gedeerd op die reelboek, maar ik is al gewoon aan. Ik is al gewoon aan. Mijn bierman moet nog een beetje gewoon raken. Maar hij heeft al een opgetel in die bokveld. So, met andere woorden, die bokveld, die wat noemen het, die reelboek. Hij is bezig om te komen. Kijk, die eerste seizoen gaat het maar een beetje broekskeer gaan, man. Verstaan? Met die reelboek, maar volgend jaar geloof ik
Dan kom hulle Maar let's say, je moet hem eerst in het eerste jaar, wanneer je opgaat met die eerste survive en al jaren na, had je alles lekker onder. Yes, ik denk dat is het geval. Je moet nou spelen voor survival. Ja, ik denk, kijk, Marikal is nog niet eindelijk een span wat gezien wordt als een span wat gaan spelen voor survival. Zo, dat is een goede span, maar als je kijkt naar die hoe ver het nog is, naar die onthou is er nog iets. Er kan nog bij gebeuren. Ja, kan nog bij. Dat is ook een krel klein mindset in van survival. Van dat kan nog. Je komt winters aan. Jongen, ik heb het gezien, die spannen wat maar alleen meer kan aan een natbol. Aan een natbol, maar ja, daar is de results voor die naweek. Ons gaan aan die lokken, die lok, ik ga maar net zeggen, wie in de eerste plek en in de tweede plek. Ja, in de eerste plek is het Lovedale. En in de tweede plek is het Vastrap met een losloopje gehad. Hulle nog altijd tweede. Ja, Lindeshof. Met de wedstrijd mannen gespeeld, nog steeds tweede. Ja, in de wedstrijd mannen gespeeld, hij tweede. En dan in de derde plek is het Lindeshof. Vierde plek is het Houbel. En dan is het vijfde plek Young Wesleyan. Young Wesleyan wat baie goed opschrijft. Hoeveel punten ze achter Houbel? Kijk, hulle is 3 punten. Ja. Ja, 2 punten achter Houbel, so 3 punten. As hulle voer Houbel. Waar Houbel het 21, hulle 19. So as hulle 3 punten of met 'n wen kry en Houbel kry verloor, dan kan hulle opskuif. Maar ik denk, ik wil niet zeggen, ik weet nog niet. Ze kunnen nog niet die naweek, maar. Maar ja, Young Wesleyan is wat baie goed doen. Ik meen, hij was in het stadion met hulle 10e, 9e geleden. Yes. En ja, hulle het goed geklim. Van 10 af naar 5 Van 10 af naar 5 toe is het goed. En dan Marikals in de 6e plek. En in de 7e plek is het Laplace. Hij is maar jouw jaarlijkse positie. Jo, ik kan nou my 7, maar eto jongen, hij 7de plek is bedlak jong. Net als ik denk ik is uit dan daai. Ja. Bring je maar net weer terug. Yes, nee, ik denk als maar moet kyk die wijsman moet iewers met 'n ou maatjie of iets gesê dat 'n man kan wegkom. Of doen we niet. Of doen we niet een keer. So ja, en dan in die 8e plek is het Paardenkloof. In de 9e plek ODB. En nou ODB wat kwaai gesak het. Ik denk ODB was op een stadium 4de geweest. Ja, maar hij bevindt hem nog in de 9e plek. En dan ja, Jan Goedhops in de 10e plek en Morgenster in de 11e plek. En dan aan die onderkant het ODB in de 9e plek met 8 punten. Jan Goedhops in de 10e plek met 7 punten. Een punt waar hulle twee verschil en dan is het in die Morgenster met 4 punten in die laatste plek. So Morgenster 5 optel, kan hy 9de kom lê. Ja. En die ander twee verloor. So, dan is nog ver van klaar. Elke naweek moet je rechte approach zetten van, zij dan nog deze onder. Met de win als je sowieso maar in een workpositie. Definitief, en kijk, Morgenster heeft nog geen win gekregen. En hij heeft 4 punten. 4 punten, hij heeft 4 bonuspunten. Dat is ook om ik zeg, die bonus, die losing bonus points, ja, is net zo belangrijk. Kijk, als ik nou, ik bedoel, je zei nou net van mij span net zoveel punten. Ik zou bij je keer misschien ook denken, oké, die mensen, alle tenminste 1 win. Ja, ik denk niet aan hij heeft 4 punten staan. Misschien heeft hij net een win gekregen, maar het niet is een bonus opgetellen. Maar kan hij als hij bonuspunt weet hij niet pakken? Yes. So, ja, ik denk een man kan je nou al zeggen, Morgenster wat nou laatste ligt, gaat zakken. Dat is nog te vroeg eto. Maar ja, ik denk alles zal wel zo gewoon aan die winkant welkom. En ja, weer eens deze unofficial lok. Yes. Als niet die ambtelijke als niet die ambtelijke lokkie. Dat is maar net om voor ons op hoogte te houden van hoe dan man of meer lijkt. So, ja, en meestal sukkel nog met die results, guys. So, kom ons, gee zo gauw als mogelijk jouw results. Moet niet net de results geven als je gewinnen hebt, man. Dat je haastig om te wijzen, zij het gewin, zij het 67. Zij het 67 gewin, zij het nog goed gewin, want zij zoekt nog die lok, want zij het nog gewin. Nou, come on guys, kom ons zit. My span winnen of verloren, dat is hoeveel my span gewin het. En ek sit by of jy 'n bonuspunt gekry het of geen bonuspunt. Of 2 bonuspunte gekry het. En hoe die dinge werk. As jy met 7 of minder punte verloor en jy het 'n bonus en jy het 4-3 gedruk,
kry jy outomaties 2 Hy is punte net- uit die game. Yes. Dat is hoe dit werk. En as jy net 4-3 gedruk het en jy verloor Met 10 punte. met 10 punte, Kry jy kry jy net 1 1 punt. Yes. Verstaan? En dis hoe dit werk en dis hoekom jy 2 losing bonus points kry. En ja, so sit vir ons by. As dit nie op ons page is, sit op groepe, sit op Witzenberg Sport, daar is harde koole. Ja, Of dat- inbox baie, van dat- meneer ja, yes, Alexander, yes, yes. meneer Alexander Jacobs. Ja, hy maak doen nie- die streek uitdag. So Hy maak die streek uitdag. So, want die mense is haastig. Ons soekie lok. Ons ook die lok. Maar jy sit net jou punte op as jy gewen het. Dat gaan mos nie werk. En dat is gou om te sê hoe ek het 'n bonuspunt op het. Ja, ek het 'n bonuspunte, maar as jy verloor wil jy nou nie sê maar jy het nou met 20 punte of 30 punte verloor. Come on guys, so kom ons werk lekker saam. Dat kan nie lok lekker glad loop. So ja, en sorg dat jy punte by Boelan reg is. Daai is die belangrikste. Moenie Daai is die belangrikste. Aan die einde van die seisoen kom inbox hier vir meneer Alexander of hier na ons toe gooi maar. Hoe is my punte? Nee, ons dan heel jaar eerste gelê, Yes. maar ons speel uitspelen nie. Verstaan? Ons vat maar wat ons kry. So ja, die features 'n paar interessante games. Eerste game wat hier op die features is Vastrap in die Hof. 'n Baie groot game daai ene. En dan Houbel wat thuis speel teen Lovedale. Ek dink daai ene gaan ons wedstryd van die naweek wees. En die sin dat Lovedale is nommer 1. En Houbel het 2 verlore. En ek dink dis nou die twee spanne wat nou al lank gewag het vir hierdie ene. Rivalry. Rivalry is groot. Hulle is baie na aan mekaar. Ek meen mense sal Maar jy gaan nie die game kyk nie. nee, ek mag laat ja kom. Ek wil vir oom sê oom Dirk geduld. Nee man. Oom kan nie so maak nie. Ons het niks gemaak nie. As jy ons speel, ons kom kyk maar net die game. Jy betaal jou Ek betaal ek elke As jy dat jy vir niet instap. ek kyk het nou man die mense ontvang man goed man. Maar ek weet nou nie wat maak ek het Trevor nie. Maar Dirk, nee man, Dirk moet daar met die coach praat. Coach Adam. Ja. Praat daar met Dirk man. Ek wil nou baie graag daai game bygewoon het, maar toe ek eers daai dreigement sien. Jy's geban. Die oom sit sy registrasie. Hy sê ek kyk vir die registrasie sal van my het in die pad al wag. Ek gaan nie eens kans kry om by die hek in te kom nie. Jy onna. Die onnet in die pad. Ek gaan nie eens grondpad vat nie. Yes. So ja, daai Jy is dan moet maar lekker verbygaan, jy moet verbygaan. Nee, ek moet maar verbygaan. Miskien moet ek maar vasstrap en in die hof kyk om te kyk wat daar gebeur ja. Maar ja, dan is het Houbel ontvang van Lovedale daar. En dan is het op die kruis, La Place aan tegen Young Wesleyans. Ja, Young Wesleyans staat in die lucht. Kom met volle momentum in. En baie is vertroue en hulle het 'n rede om dit so te hê. So hulle kom met als, maar ja. Het hulle al jou gewen na Jason? Nee, hulle het my nou nog nie daar gewen nie. En Lazar het hulle nie binne en buite gewen. Nee, hulle het my nie binne en buite gewen nie. So daar's 'n kus, hulle kry jou nie gewen nie. Nee, moenie so praat nie. Moenie so praat nie want die ding het 'n manier om te backfire. Hulle het my nog net die onder by hulle gewen. Ek kry hulle net die onder gewen. Ja, hulle het my nommer die kant. Okay. Dis maar altyd so gewees, een vir my en een vir jou. Ja. Ek verbeel my hulle het jou Lazar Nee, hulle het my Lazar gewen net. So hulle het jou Lazar binne en Nee, buite hulle het my buite en binne gewen. Ja, hy kan Onder dus korreksie, ek val nou by Tivas. Ja, die man het my seer gemaak Lazar op die Sy het gesink. Ja, kyk. Daar was so 'n hele agtertjie van hulle wat baie glibberig gewees het. Maar ek sien hom nie, ek weet nie waar was hy hy was goed geweest. En dan daar was so haker ook wat self moeilik geweest het. Maar ja, Tivas wat hy dag aangewees. Nee, hy het vir ons dit mekaar het gehol op die 10 dae. En ja, 'n goeie speler self Eto en wat my uitstaan van daai oues sy commitment man. En sy dissipline. En sy dissipline op die veld. Ja, een van die most humbelste guys. Ja, en Tivas. Ek meen Young Wesleyans is baie wisselvallig in elke seisoen. Hulle is ouens wat een season is hulle daar, hulle kan compete of in next moment sien jy dan is hulle weer. So verstaan hulle is wat belangrijk en die was stik by. Die was stik en hy kan al lank al en hy het al goed rugby gespeel, maar ja, die was is 'n ou om doptou. Ek weet nie, ek het hulle nog nie nou hulle span gesien nie, maar
En ou soos Kammies wat ook elke jaar uitstaan daar vir Young Wesleyan so. Young Wesleyan is baie, die ouens is min of meer, is nie baie manne wat trek en weggaan. Ja. So hulle is 'n consistent team, ouens so Julian hulle, daar voer langs, Boet hulle. Daar is ouens wat stiek aan, dis manne wat En hulle het 'n gevat wil wees. nuwe kaptein na so. Nie nuwe kaptein nie, maar is 'n nuwe ou wat nou nie 'n nuwe soos hy is nie in die span nie. Is net nie aangewys as kaptein Lorenzo Langs. Okay, so ek ken hom nog nie so goed nie, maar op hierdie oomblik kan ek sien hy lei die span goed, Yes, verstaan. So Hy bring 'n kalmte daar. So. en jy sien, dis ook baie kere die geval. Ek meen, kyk, Tivas was altyd ook maar die kaptein gewees en 'n ou soos Messi wat ook op die skrimskakel ingekom het, was ook 'n kaptein gewees, maar soms kere maak 'n kapteinskap te veel druk. ja, Nie en op nou jou kan jy game nie kan. jou Jou game. jou game speel wat jy moet speel nie. En ek dink dis goed dat daar 'n verandering miskien van kaptein gewees het sodat die skakelpaar of Nessie en Tivas ja, hulle kan fokus op hulle game management en daai dingetjies en dit is goed om te sien dat dit werk vir hulle. Yes. En ja, ek noem maar nou net Tivas en Nessie se naam omdat hulle was maar nou nog 'n skakelpaar gewees, maar die videoetjies en die dinge wat ek maar so gesien het die spanne sien ek daar is baie variasie ook. Yes. As jy net die ouens wat daar in hy posisie is, daar is 'n meer hoe kan ek sê 'n uitdeel van ouens en dis goed om te sien en dit werk vir Young Wesleyans. Ja, en dan 'n derby. Ek dink die een kan net so maklik die wedstryd van die naweek gewees het. ODB teen Morgenster. Jong, maar daai moet die wedstryd van die naweek. Ek dink ek gaan my woorde terugtrek. Ja, net trek definitief. Ek trek my woorde terug. Hy is jou wedstryd van die Dis ons wedstryd van die naweek. Kyk hoe dinge nou tans staan. Ja. Moet jy sê ek kan nie verby die ding gaan as nie die wedstryd van Ja, die nee, ek kyk onthou die is buurmanne. Dis buurmanne. Die is familie. Dis skoolvriende. Yes. Kyk, jy kan maar nou sê Morgenster lê onder en nou die B lê waar hy wil. Kyk, dis die ding wat ons moet reg kry. Lokposisie in 'n derby tel niks nie. Los maar daai. Ja, so dit is na die wedstryd se wedstryd van die naweek. Yes. ODB Morgenster. Blou is teen rooi is. Yes. As dit gaan lelik wees. Ek dink die manne werk saam daar by op die pad werk die manne saam. Die manne daar by die koöperasie werk die manne saam. Daar in die Paksoer in die Bokveld. Die manne werk saam so dat gaat hulle nie. Jong, ek wonder my manne al vandag mekaar begin bente het, joh. Nee, die manne sal ek meen albei nou verloor gevat, maar ek dink daar sal 'n bietjie aan 'n ander mate as albei kom ek sê nou daarna Zamas baie om voor te speel, verstaan? Nee, kyk, so dan moet ek man ons kom trek woorde terug. Dis jou ons wedstryd van die naweek. Yes. Na die wedstryd se. Dis na die wedstryd van die naweek en onthou ODB wil weer sy eer herstel. Yes. Hy wil weer die trots terugbring Van die dorp. in die dorp en weer toeskouers laat glo in ODB. En dan Morgenster wat ook 'n broodnodige wen nodig het, verstaan, om te wys dat moet ons nie afskryf nie. En ek dink die game het baie om voor te speel. En ja, ek dink dit gaan nie groter raak as hierdie enetjie die naweekie. So ja, Morgenster ODB Rooihuis teen Blouhuis. Wie gaan dit wees? Wie is die hongerste? Ja, so Dis Dylan teen Enwe. Jong, daai man is 'n groep as mos die week wees. Die harde baarde. Ek sê ons vas in daai groep, jong. Die harde baarde dinge gaan neek. So ja, en dan net ons so Young Good Hopes en Miracles. Miracles wat besoek aflê vir Young Good Hopes, soos net gesê het, Young Good Hopes wat nou sterk in die lig is. Maar ja, Miracles wat ook al 'n wen op die pad gekry het, so hulle sal ook dan wil voel nee, maar hulle kan hy enetjie in palm. So ja, Paardekloof wat 'n los looitjie geniet. So ja, dit is die hoe dinge in die streek lyk. So ja, dan gaan ons maar oor na die gemeenskapskul toe. Jong, daar dinge geruk. Dinge reg geneek, ek het verstaan, maar van die spanne nie gespeel in die tweede span en alles. Hey, maar die anyway, goedjies. ons het maar gefokus op die eerste span. Ja, ons gefokus op die eerste span. Ja, so Jason ek het ook agter in die Bokveld begin. Esperanto was gasheer vir Kromfontein. Esperanto verloor 24-35, maar tel 'n punt uit op
in die wedstrijd. Maar die is thuis. Ja, zie, kijk, ik had hij win voor Esperanto gegeven. Want voor mij Esperanto een goede vorm geweest. Ja, die sloeitjes ouwens, Hulle het ook goede vorm geweest, maar hulle het altijd trevel altijd zwak. En dat is ook om ik gedink het Esperanto gaat hy een keer wen, maar ja, die sloeitjie wat weer beginnen prijs optel, weer beginnen vorm kry. Ouwens soos Max. Ja, hy was 'n snaakse videoetjie laas week van Max geweest. Wat die bid, wat het gemaakt, bid daar. Wat val hy ou meneer vinnige voete het om heel sy bene heel lam gemaak. Ook ding, hy sê dankie. Maar ja, wel dan en hulle en jong, Grenwell het sommer vinnige inskrywing gemaak. Maar wie klaagt het? Van die man in die middel so, ja, ek gaan nie nog baie daarby staan. Hy is ook een al man wat dan, ek bedoel nou van die span, van Esperanto wat daar klaagde. Verder ja, verder aan die mense nog baie gepraat. Ja. Ja, en nou die mannen die karate watertjies in het ook, la post die mannen maar. Ja, ja, maar ja, wel dan aan Kromfontein wat die wen kry. Yes, en ook die 4 punte, ag die 1 punt vir Esperanto wat ook baie tel. Ja, die punte wat hulle optel is baie belangrik. Ons kom later af na die lockdown. Yes. Waar kom daai puntjies by se optel? Yes. Maar jy kon nie punt optel jy moet wen. Ja, jy moet wen ook. Maar ja, dan kom ons hier af Brakpan toe. Johan se span het daar teen Young Eagles gespeel. Langer vier, hy kom trevel. Daai moet 'n groot game gewees het. Ek dink Langer vier. Alla behoort een beetje weerstand te gebieden in de Eagles. Jo, Jason, ik denk ik ga het met jou samenstemmen. Huh? 73-10. Nee man. Als je zeker was Langer vier? Dat is Langer vier. Johan zijn span. Hij heeft gespeeld, Johan. Johan gespeeld? Johan heeft gespeeld. Johan, nee jongen. Scheefdieren. Hij heeft net getekeld voor die dag. Zo? Hij heeft getekeld. Het kost walgooi. Ja, maar wat de walgooi, die bal lijkt aan zijn breek. Van 73-10, 7 punten weg van een 80 af, Jason. Ja. Kijk, defense coach moet weggejaagd worden. Of oefen die mannen defense. Johan heeft van mij gezegd, hij speelt touches. Hey, die mannen. Kijk, hij is oefenen. Ik wil ook het net noemen. Eagles moet nou beginnen respect geven voor die spannen, man. Je kan nooit, Eagles. Ja, maar kijk, kijk, die dan niet geen skuld. Onthou, die mannen spelen voor punten, verschil en alles. Zij moet maar, zij moet niet genade doen. Ja. Of het nou anders, zij spelen voor punten. Ja, kijk, ik weet dan niet hoe het langer viel opgedagen. Nou, travel games, die spannen. Gemeenschap zal één streek. En de streek is nog een beetje anders. Daar is meer commitment van players af. Yes. Op die travel 1 thuis, verstaan. Maar gemeenschapsspannen is geneigd om op die travel te lukken, man. Verstaan die mannen verskonings. Ik meen, jy moet nou selfe trots het in jou span. Of het nou thuis is, of het weg is. En of ik niet in die span is, in die A-span is, al is ik B-span, ik moet nog eenzelfde trots hebben voor mijn span. Want ik speel voor mijn span, voor die embleem op mijn borst, ik heb die trots. En ik denk, ik wil niet zo zeggen, maar ik denk, dat is een geval van Langrivier. Langrivier heeft glad niet, hulle is hier zwak span nie. Dat gaat maar net oor commitment hier, verstaan? En op die dak is so telling. En nou kyk mense vir jou anders. Ja, is 'n swak span. Jy word nou geskaal as 'n swak span. Maar nou kom speel hulle weer thuis. Dat hy manne nou weer by wat nou nie getref het nie. Dit is full-house. Jy het nou weer vol spanne, jy het nou weer 2 volle span. Want hulle het die vorige game teen Arrows gespeel thuis en hulle het 2 spanne gehad. Yes. En hulle het goed gespeeld in Arrows. Arrows wat 'n bietjie dominant gewees het, maar ek meen, julle was almal daar. En ja, ja, wel dan aan Eagles. Eagles wees no mercy. Maak nie saak hoe jy kom nie. Ons het gekom vir ons business, ons min business. So ja. Ja, dan gaat ons gewoon weer terug achter Witsenberg toe. Red Roses, daar was gasheer daar voor een van jouw biermensen daar in Woodley. Young Blues. Die Kraalse mensen. Red Roses was daar win 78-0, zei ze naar weer. Nee man. Niks punten niet. 80 minuten. Blues, nee man, jullie maken me zo'n woela mensen, hoe vader daar nou? Die mensen kijken ons nou anders in. Nee man, ik had tegen een Blues al een 0 krijgen. Nee, ik is verbaasd. Ja. Ik is verbaasd met die telling man. Dan,
okay, dan moet 'n man nou sê Red Roses was maar nou net daarop uit om te domineer. Ek dink hulle wil Hulle het ook ook hy mindset van punte verskyn. Die naweek gaan die ding mos hoe kan. Ja. Die naweek gaan die ding ruk so. Ja, Eagles en Red Roses op hierdie oomblik wys die results. Hulle is op 'n dominerende. Maar ek het nie gewag aan 0. Nee, Nie eers 'n 3 of 'n skep. skepskop of so nie. Maar dis hoekom ek sê, dit hang ook af hoe die manne op daar op die travel. Young Blues wat goeie rugby nog al die pad nog 100%. gespeel het. So man kan ook nie sê, hulle travel swak of hulle verstaan, want ek meen Hulle het al gewen ook in die Bokveld. hulle gewen ook in die Bokveld. Hulle was 'n close game teen hulle in Langrivier ook. So hoe kan hulle nou sê dat alles nie reg getravel het nie? Of dit was 'n bietjie koud geweest. Ek weet nou nie of die manne nog weggelê het vir die koud nie, maar het onthou ook, hulle het geweet dis maandag nog 'n vakansiedag. Ek sê ek kan nou al kuier. Ek kan sommer 'n lang Dis 'n naweek. lang naweek. Ja, maar man vat niks weg van de Eiken, yes, van yes. Red Roses nie. Red Roses het gewys, okay, daar word baie gepraat oor Eagles wat so dominant is. En nou Red Roses het die baie goed talle op is. Hulle begin sit dit nou op. Verstaan, Eagles was maar die manne wat die 99s en die 60s en so was dit 70s en hier kom Red Roses in die mix. So dat vir my sê die manne begin vind nou mekaar. Ja. Want onthou ek het gesien hy naweek die Nooities. Daar is 'n groot pair daar wat hulle losgelaat het. Daai man Dis is nooit eens keer. as 'n hele vensterbank breedte jongens. Dis 'n groot masjien Jong, daai. maar sit die diamond wat so punte aangeteken daar. Ja, dat lê nie. So ja, wel dan aan Red Red Roses en die Guptas daar en ek is bly om te sien hulle vind ook mekaar. Kion hulle wat goeie werk doen, Henry wat ook daar is. Kaptein Ja, Richard wat ook daar is, weer speel. Ek meen Ja, daar is nogal, ek sien daar is nogal baie jong klonge wat daar neerkom. Ek meen ouens is so Soulen. Yes, hy was man of the match Man of geweest. the match en Ja. en ook 'n jong speler, ek het al seker genoem, Tristan. Yes. Tristan Diamond is, ek weet nie, Diamond wil gekeer is en as ek kyk na die ou se postuur, Yes. ek wil sê hy man, hy lyk soos ek. Ja, moenie 'n boek by its cover Nee, zat. nee, kan Dis nie. dis wat die manne maak. En ek het 'n video gesien van 'n 3 van Soulen wat die haar gedruk het. Daai is lelike spoed wat die Ja, manne die het manne, daar. So So kwikkie man en 'n spoed daar so. Woes deze. kyk, lyk vir my hulle werk om nou krag voer. Daar slaat ons julle met die spoed Spoed agter. agter. Verstaan? En ek sien wat die coaches doen. Goed doen daar met Kion se ervaring op die 10. Ou wat hy het 9 gespeel by Vastrap. by Vastrap 9, nommer 8 gespeel by Vastrap en as dinge nie ek miskien 'n 12 gevat. Maar ja, hy's op die 10 tans daar en dat werk vir hulle. En 'n ou langs in hom soos Cornel wat ook baie ervaring het en En een dan soos Marius wat ook Wat ook- wat al wat ander posisie kan, ou ja. so dat wys vir my die ouens het 'n ou ek wil nie sê vir Kion nie, maar die ervaring wat hy bring doen goed vir Red Roses. Yes. En met die jong spelers wat die coach hulle meng, verstaan die coach Koop hulle in die plek. Yes. Dat werk vir Red Roses. So Yes. wel dan Red Roses daar. Ja, dan gaat ons af Donkerbos toe, Jason Rabi. Daar, hulle het in jou X-span gespeel, soos ek het sal kan Jy sê my span. man. Okay, jou X-span, span, jy jou my span, jong, dit baie span is nie skuld, jong. Ja, hulle was daar gas hier van nooit gedag. Donkerbos was vasval daar met 33-37. Maar 2 punte op die in die wedstryd optel. En nooit gedag 5 punte. Ja, wel dan aan die Notice Boys. Ek dink hulle het daai enetjie nodig gehad. Ja, na 2 ernstige Ja, na 2 ernstige verloor. Hulle kom van Eagles af en Red Red Roses. Dis die 2 groot spanne. Maar ja, wel dan in die Notice Boys daar met 'n high oorwinning. Ek het hulle gebek vir high oorwinning, maar ja. Of Roses, Donkerbos wat ook 'n bietjie goeie weerstand gewys het. Ook 'n bietjie was invallig in sy games overall, maar baie moeite gekom. Ons het gepraat oor vorige Sous van Donkerbos wat teruggekom het en weer goeie rugby begin speel en dit wys net op die dag dat jy moet nie opgee nie. Yes. En hulle het amper 'n tuisoorwinning gekry, maar ek dink Nooit is dit net gewys. nooit is dat gaan nie nooit iets gebeur nie. Miskien in 'n ander span. Ek het nooit gedag. Ek volg die ouens se spanlyse en daar's baie kere wat ek
sien dis baie veranderings in die team, verstaan? Min of meer baie ouens wat verskillende posisies speel naweek na naweek, verstaan? En ek dink as dat som eintlik nooit is se season so ver op, verstaan? En nou baie veranderinge is ook nie altyd goed nie, verstaan? En miskien wil die coach kombinasies toets of miskien wil die coach ouens geleenthede gee wat die geleenthede kry nie. Maar soms neek dit maar 'n bietjie, verstaan? Jy veral ek praat uit 'n spelers point of view uit. As ek nou 'n skakelpaar is en ek het elke naweek het ek 'n ander 9, verstaan? Of ek het nou 'n ander sentermaatjie langs my, gaan dit moeilik wees om in die game te kom, om in die game te bly, verstaan? Yes. So ek hoop net dat nie vir nooit is in die toekoms kan gaan byt, verstaan? En dat hulle either try, kom ons bou 'n korps, 'n first team korps, kom ons bou 'n consistent team, bring nie te veel veranderinge nie, maak veranderinge wanneer dit nodig is en dat ouens ook gemaklik raak in hulle posisies. Want ek onthou ek het by La Plaza kon speel. Ek het in die eerste jaar het ek loskakel gespeel, ek het center gespeel, ek het fullback gespeel. Dis 3 verskillende posisies in een seisoen. En dat haal my net die ritme. Want ek vind my nou begin van my voete nou op loskakel. Next week 15 toe. Nou moet dit nou so weer 'n hele ander mindset kry. Verstaan? En almal is dit so gemaklik om daai transition te doen. Dan kry jy ouens wat gemaklik is. Hy kan sommer nou aan die game wat sien sy. Ja, en so ja. But wel dan 'n notice op die wen. Soos ek sê, ek dink ek glo die coach het 'n plan met sy manier hoe hy dinge doen. Ek trust vir coach Gerrit. Hy doen 'n goeie job daar. Dis ook 'n ou wat hy al die erkenning kry nie. Maar omdat ek weet ook maar waar die noties kom en hoe moeilik dit is met hulle spelers wat so ver is en so. So dit is eintlik baie goed om te sien dat die verandering wat hulle wys van laas jaar seisoen af en met nou toe kan man sien dat die coach daar, nie net die een coach maar hulle het mos nou coaches daar en sorg in die bestuur wat insit daar dat die ouens op die regte trek is en soos ek sê hopelik byt die change van spelers en span hulle nie altyd nie. Kyk, ek kan nou is nou maklik vir my om te sê wat ek sien in die span, maar ek weet nie hoekom die changes kom nie, maar gewoonlik is dit 'n ding wat 'n man 'n bietjie byt aan die middel van die seisoen. Maar dit kan ook werk dat sou daar nie 'n ou is, dan het jy 'n man wat reeds daar is. So dan werk dit ook daar. Ja, maar wel dan nooit is daar vir hy oorwinning daar so. Ja, dan kom ons weer terug Jason Rabie hier na agter Witzenberg toe. Doornkraal wat gasheer daar gewees het vir Tanfontein. Tanfontein moet hy 'n keer gewen het. Interessant, Doornkraal 24, Tanfontein 17. Nee. Ja, Doornkraal is eerste wen. Oh. Kijk, en ek het nog aan by Paul toe het ek vir Doornkraal gestem met die... Maar toe trek jy weer stem. Nee, ek het hom nie teruggetrek, ek het hom maar gehou, maar ek het gedink dit gaan moeilik wees vir hulle man. Tanfontein is Tanfontein, ja. Maar onthou, dit verbaas my ook glad nie, want hulle het 'n baie groot skot in die uike gekry. Yes. 'n paar weke gelede. Dat ek ook gedink het, maar hulle gaan 'n bietjie weerstand bied. En ja, Esperante wat ook amper vir Tanfontein op sy tuiste gewen het. So die tekens was daar. Die tekens was daar. Ek weet nie wat daar aangaan nie. Ek weet nie wat loop as skief. Jong, maar daar was pyn naweek ook vir Tanfontein dink ek. Ek moet net seker wees. Ek weet nog nie of hy man miskien geshopping het nie. Jong, ek wil nou amper gesê dit, maar ek sien nooit gedag wen. So ek kan nie sê maar die 6 nasies het die manne moeg gemaak, want nooit gedag speel ook 6 nasies. Nee, kyk, ek dink dis 6 nasies nie. Nee, ons moet hy was koning kry, uit kry. Onthou, as 'n span goed is op die dag, as hy goed en as 'n span swak is hy swak. En onthou, Doornkraal van die 6 games het hy niks gewen nie. Niks gewen en hy kom maak sy statement sommer. Hy kom wen vir Tanfontein. Okay, Tanfontein het nou 'n punt daar uit die game gekry. Maar aan die einde van die dag is Doornkraal het sy eerste wen opgetel. Maar die manne werk nie met naweek nie. Doornkraal werk nie nou met naweek nie. En ek dink dit is wat nou vir die manne werk. So
hier gaan nog 'n paar bome, groot bome val. As hulle kom daar klein begin daar in die koue te net so voer, net so voer net so voer pakketjies vlei. So, maar kan hy ook miskien 'n ding wees wat miskien so 'n bietjie gestak het in Tanfontein se kop miskien. Kyk bedoel hy nou wie pad reis so jy genoem het, hy pakke van daar by Ja, hy vries wat op my pad kom. Op my pad, ja, wie die pad. Ja, kyk, man, wie doen sielkundig, moet jy sterk wees. Ja, maar well done aan Bulldogs. Ja, ek dink dit kon nie op 'n beter oomblik gekom het. Ja, ek dink as jy nou veel moet indink, jong, daai mense moet geselebrate het, jong. Ek sal geselebrate het. Ek het nou 'n lang naweek. Nee, as dit ek nog gewees het. Ek sal hulle kan maar vir my sê ek maak of ek die World Cup gewen het, maar dit sou wen, dis 'n eerste seisoen sou wen en ja, hiervanaf kan dit goed gaan vir Bulldogs. Maar ek dink ja, hy en ekkie was brood nodig en ek neem aan hulle werk nie meer nie. Die Witman, die bestuurder daar het geluister, het gekyk na die show en ons het hom baie mooi gevra dat die manne moet 'n bietjie rus kan gee. En nou met die wen gaat hulle eers sê man, julle gaat dit sommer vir 5 dae vroeër. Ek gaan hulle sommer voor uitval daar en dan kan hulle sommer lekker rugby speel maar. Ja, maar moet nou nie gaan celebrate van die moet nog die next dag speel. Ek wil nou net genoem het die guy game is by. Bulldogs asseblief moet hierdie week heel week nog hy wen celebrate. Maar gaan oefenveld toe. Maar ja, Tanfontein. Ek weet nie wat er aangaan nie. Lennard se span, man. Smit of wat is hy? Ja, Lennard Smit, Lennard Lindsay, ek weet nou nie, Colin, hulle die ouens, dit is goeie spelers. So, kyk, ons mos nou nie altyd betrokken nie. Ons kry nie lekker info nie. Ons kan nie altyd by die manne gaan om 'n bietjie te praat met die manne nie. En hoe dinge loop nie. En die manne is ook maar baie versigtig as hulle man sien aankom. Want ek het al baie gehoor dat die manne sê, die kon die jong al wees. Of wie kom die die wedstrijdspan. Ek hoor hulle sê, julle is 'n media span. So, dan kom die manne gebeen raak. Ja, maar ja, ek hoop van harte dat hulle dinge sal uitso daar by die Bahamas uit. Ja, en dan kom het by die laaste wedstrijd. Jong, jy weet, ek wil nie nog baie met die resultate of met die spanne hier nie. Maar gou. Oh ja, Pumas het die travel na Isselfontein toe, na wat noem je die veld? House of Pain. Beerskamp. Ja, Pumas daar 'n wen kooptel. 27-19. Hulle gee vir Young Black Arrows niks punte nie. Yes, kyk, dat is altyd moeilik op die Beerskamp. Ja, man. Dange nega. Yes. Jonge man, maar ek gaat praat man, ek kan man my inbox laten na, maar ja. Maar voor je begint praten, ik wil net iets noemen, so, die telling van Young Black Arrows van 19, daar hulle is die altijd aangetekend. So tweede altijd hulle niks gekregen. So ja. Pumas het 19-12 achtergelopen, soos wat ek die informatie gekry het van die mannen. En hulle die mannen gehou op 19 punten en op by die thuisveld niks punte op te tel. En vir alle House of Pain man. House of Pain is 'n staf en hulle kom van 'n goeie oorwinning af. Die vorige Langevuur het hulle op Langevuur gewen. So ja, ek weet nou nie coach Pom daar soos ek sê soms loop dinge net jou kant toe nie. En ek dink dit was maar net die Arrows se dag gewees nie. Maar wel dan aan Pumas. Pumas wat gewys het. Hy hou weer. En nou, die mense praat net van Red Roses en Eagles. Yes. Maar as jy kyk, Pumas is nog lag in die game, selfs Arrows ook. Yes. Met die seisoen, ek dink Arrows is ook nog self 'n span wat ook nog hierdie liga kan wen in die gemeenskapskuld. So, maar Pumas was jou span. Pumas is my span ook, ek het mos 'n paar spanne het. Ek is 'n Pumas man, so wel dan aan Pumas. En jou span? Ja, ek wil nie sê my span nie, want kyk as ek praat van my span, as dit net La Plaza United verstaan. Maar ja, Pumas my ander span. Ja, maar wel dan aan hulle wat gewys het karakter getoon het en die derby gevat het. Dat is altyd 'n hart tussen hulle twee. Ek dink die vorige jaar het Black Arrows al twee gewen as ek binne en buite. Ja, binne en buite het Black Arrows gewen. Maar onthou, hier was nog 4 nasie in die begin. Dat is die tweede keer wat hulle kragte met, so dat is 2-0 nou. Dat is nou 2-0 in Pumas se guns. So hopelik in die tweede ronde dan kan Arrows weer sy bloed optel daar teen Pumas en dit gaan nou ook nog nie maklik is want daai enetjie gaan nou by Pumas wees, maar ja. Ja, maar ek dink William moet hy was so gefokus op die loetjie jong, ek weet nie. Jong, die loetjie ek vra nou al heeltyd weet jy
Hemper gewin. Herman het ek gesien het daar inskrywing gemaak. Herman soek die Hemper. Want Herman sê hy was die naaste. Sy telling was reg. Sy telling was reg. So hy het vir Okkie baie soort gehad daar oor die Remper. oor die Hemper. So ek weet nou nie wie die Hemper gewen het nie. Maar Maar was 'n comment geweest wat sê William het sy eie Hemper gewen. Hy het blykbaar Okkie kan nie. Okay, toe maar. Okkie kan nie sy eie Hemper gewen het nie, maar ja. Hy het gebed in sy span. Nee man. Dat is de enige manier hoe die Louis kan winnen. Ik bedoel, als hij precies hij telling reg heeft. Ja, nee. Hij moet hij moest die in Span gegaan. Nee, dat is een huiselijke probleem. Maar ja, zij zijn ons beweeg aan, ons gaat naar die lok toe. Ja, gaan maar net zeggen waar wie die span is, wat top bleef. Young Eagles in de eerste positie. Red Roses in de tweede positie. Pumas in de derde positie. Arrows in de vierde positie. Omdat dat is de tweede vloer, maar is nog steeds in de vierde positie. En dan de interessante schijf weer, nooit gedacht wat vijfde positie komt aannemen. Ja, nee, zoals ik zei, nooit is. Kijk, als die mannen dat recht kijken, als je kijkt naar de games wat nooit is gehad heeft. Nee, nooit is het die top 4 spannen. Het nooit is gespeeld. Zo hij heeft Arrows gespeeld, wat hij win gekregen. Hij heeft Pumas gespeeld, wat hij een punt heeft gekregen. Yes. Als ik het in mis heb. Ja, 100%. Dan heeft hij 2 groot verloren gekregen in 1 en 2. Yes. Verstaan? So dat wil voor mij zeggen, nooit is gaat nou al die spannen krijgen wat onder ligt. Yes. En als hulle, ik wil niet die kurs op het zetten, ik wil niet zeggen, hulle gaan dit zo doen. Want als een man het zo praat, dan zet je zomaar een kurs op. Maar als hulle kaarten recht spelen en hulle win, hulle games wat nou komt, alles win. voor het einde van die eerste ronde, kan hulle makkelijk in die top 3 of in die top 3. Top 3, ja. Kan hulle inschrijven, verstaan? Maar dat gaat niet van hulle afhangen hoe hulle die games gaan approachen. Yes. Want ik kan jou nou ook al zeggen, dat is niet te zeggen, dat gaat makkelijk wees. Omdat hulle nou een spannen krijgen onder hulle lening. Maar als hulle sokjes gaan optrekken, allemaal is committed en allemaal komt in bij die plan. Yes. Kan je nooit op een goede positie zien in het begin van die tweede ronde. So ja, daar is nog als een goede schijf. Ja, en dan ook Donkerbos, wat in de 6e positie is. En Langrivier, wat zo tamelijk afgeschreven. Hij is in de 7e positie. Op Johan's span. Ja, baie werken. Ja, en een span wat ook weer geweest is. Jullie moet niet voor te vroeg afschrijven. Komfontein is in de 8e positie. En verbazend Esperanto in de 9e positie. Ja, kijk, dat is ook om ik zeg, ik denk, dat is ook om ongelukkigheid zo komt. Daar is er mensen wat hulle gevoel het, hulle kan hij niet winnen. niet zijn mensen, nee, persoon. Ja, persoon. Want ik denk, zou hulle win krijgen daar, kan hulle makkelijk een beetje opgeschreven op die lok. Op een 7e plek. Hulle makkelijk in die 7e plek. Ja, hulle kan in de 7e plek geleid. Zo ja, maar die sloeike Komfontein, wat stadig beginnen. Yes, definitely. En hij begint te winnen. En dan man weet ook als je sloeik, als je niet wil zeggen sloeik in, maar als Komfontein eerst aan de gang is, dan is het moeilijk om het te keren. Want hulle kan veel ding lelijk door elkaar krijgen. Yes. So ja. Hulle het al geweest, hulle van die topspannen geweest al hoe die mannen moet hard gewerkt het voor winnen. En dan, Young Blues, ons praat nu van een span wat Koi afgeschreven het, maar Young Blues is die span wat die eerste afgeschreven. Hij ligt in de 10e positie. Ja, kijk, hulle was op een stadium 4e, als ik vierde, vijfde was hulle geweest en hulle had een goede kans gestaan om in de top 5 in te gaan. Top 4 te eindigen, zou hulle games gewinnen. En het was ook een span wat goede vordering getoond heeft. En ik weet niet wat nou aangaan. Die vraag moet je even jouw band, vriend daar vragen. Van Mr. Williams? Van Mr. Williams. Ja, nee, ik zal Mr. Williams kijken of kom je die weer aan die voelen raken. Ja, maar Mr. Williams houdt van inschakelen. Zo. Hij kan maar gewoon niet eens een beetje praten. We gaan nou zo direct komen, een beetje gaan. Ja. Ja, en dan in die 11e positie, het is voor Tanfontein. En dan die laatste positie is Doornkral. Maar ja, Jason, ik wil niet nu nog te lang staan daar op Lokkie. Ik ga zo mijn oor schrijven naar die fixers toe. Ik zie, hij is nu eerst op die lok, maar hij gaat op die fixers. Maar ik ga hem nou laatste na te brengen. Die naweek gaan Esperanto Pumas toe. Dat wat game voor je is, maar makkelijke game voor Pumas. Dat is al wat ik ga zeggen. Maar je gaat weer pauze aan, maar klachten. Ja, misschien gaat een man bij je horen van de klachten. En dan... Langrivier, hij is daarom die naweek, hij is thuis, hij verwacht voor Doornkral. Ja, yes. Daar en ik
ik zal hem verlanger vir gee. Thuisvoordeel. Maar ik zal zeggen, moet je die Bulldogs afschrijven? Ik Veral denk, nou, na dus- windtrevelen man, lekker man. Verstaan zo. Maar ik zal eigenlijk even langer voor geven met thuisvoordeel man. En dan het ons net gepraat aan de Kromfontein, maar als ze eerst beginnen momentum krijgen, hij gaat die naweek kraal toe. Jong, dat twee spannen. Herman is een boerlie. Zo. Maar travel die man. Kijk. Ik hoor nooit van iemand wat travel. Kijk wat gebeurt als de oude werk man. De oude werk is moeilijk. Zo, dat maakt het moeilijk voor alles die op een nachtschool werken, verstaan. En nou om en misschien kan hij bij keer nog op een standby. Ja, op een standby. Ja, dat is moeilijk voor hem om te travel, maar als hij nou travel games in die bokveld, als Herman betrokken, ja. Maar ja, ik zou nog als gelijk het om nog in de kraal te zien. Want dan gaat niet maar in de kraal. Maar je kan aanrijden om die nou. Ja, ik zou met Okkie praten, want ik vind een Okkie is best is. Maar ja, ik zal hij ik wil niet met mijn bierman afschrijven. Maar op de huidige vorm ga ik het voorkomen van Tenegio. Van Mix en Span. Van Mix en Span. Ik denk alle behoort als ze recht travel. Verstaan? Want die mannen travel zomaar 14 man, jong. Ja, maar ik ga eigenlijk voor kom van Tenegio met die travel en dan hoop ik om voor Herman ook daar te zien. Yes. Ik zou ook bijna graag horen is daar zo. En dan ga ik naar die volgende fixers toe daar zo. Donkerbos, wat wierd is. Maar die keer verwacht je voor Young Black Arrows, voor William en zijn span. Tafel game weer, harde game gaan het weer. Over jaren heeft het geweest, als hij toen in elkaar daar kreeg. En nou Donkerbos op zijn thuisveld, heeft hij gewin en heeft nog al verloren. Het tafel verloren wat hij ook kon gekregen, kon gekregen, een gewin wat hij kon gekregen op zijn veld. Want ik verstaan het, was de 3 wat nodige dag voor afblaastijd gaat drukken, wat hulle die voeren toegegeven. Je had een farmer wat een goede game gehad. Wie was die vlagman daar? Kijk, ik weet niet wat Kamal is. Ik weet niet wat Kamal is. Het is moeilijk dat hij man kan uitgetrapt. Nee, hij was niet in die kantlijn. Nee, hij was een prachtige 3 dagen. Die was daarom niet in die kantlijn. Ja, nee, ik weet nog niet over hij geweest is. Ik kan er niet veel zeggen. Maar hopelijk is het nou Donkerbos een vlagman waar hij geweest is. Maar je had een farmer wat ook een goede game gehad had. Wat die windreer drukken, maar dat weet je hoe hulle verloren. Verstaan? Het was op een afgame. Ik zou voor Donkerbos opereren als ik denk. Die heb ik ten Eros. Ja, ten Eros. Ik had voor Donkerbos. Maar ik schreef Eros af. Omdat. Wat nou van een verloren afkomt. Maar kijk maar bij iedere vorm. En daar worden alle twee thuis verloren. Yes. Maar ik denk. Maar die het span weer thuis. Hij heeft nog weer een kans om recht te maken, verstaan zo. Ja, ik zal hij voor Donkerbos geven, maar dat gaat close wees. Maar Eros wat ook wees, hij travel tot aan die boven la winnen veel groot score. Zo een man zal maar kijken wat de Eros vandaag op. En dan is het een lekkere tweet derby. Oké, je kan ook solideren gaan als je wedstrijd van de naweek ook, maar kom eens, ga maar iets voorbij om te zeggen, hij is niet die wedstrijd van de naweek. Nooit gedacht in Tanfontein. Die mannen komen al in die 6 naties. Ja, kijk, nooit is wat invoer is. Nooit is wat voor Tanfontein gewinnen in die 6 naties, zoals 1-0, nooit is er eens. En ja, nooit is met goede momentum wat hij heeft. Geloof ik, boys kan hij en Dierak. Maar Tanfontein, wat ook in het gaan leren, de man zal nou zeggen dat, ja, laat nou verloord in Bulldogs, zo, dat gaat nog makkelijker als we nooit is. Maar ja, twee keer is het travel. Ik kan nog niet zeker of we komen nooit gedaan. Ja, so, dat is een beetje tough. Dat is een beetje tough. Hij is nog niet achter die berg. Nee, ja, zo, geloof je te denken, hij pad niet verstaan. Maar ja, dat is moeilijk om 2 te travelen, maar ja, nooit is kan hij een keer winnen. En als die pijnavik. En als die pijnavik van nooit is ook, dan niemand anders ook die pijnavik voor Tanfontein is zo, ja, hopelijk dagen vol sterkte op. En ja, maar ik zal eigenlijk voor de Van gedachtje en hopelijk als er 5 punten van nooit is wat hulle kan optellen, zo ja. En dan, Jason Rabetos, ons wedstrijd van die naweek. Een wedstrijd waarna bijna iets zien. Ik bedoel, die wedstrijd was gepraat voor de afskop van de liga. Young Eagles tegen Red Roses 1-2. Yes. Som jij dat voor ons op, Jason? Ja, dat raak je groter als die in die
in die hoe kan ek sê in die gemeenskapskultuur. Yes. Ek dink hier was nou al baie gepraat van Eagles is die beste en Red Roses is die beste en die opbou na so 'n tipe game. Ek kon het gesien het al aan hy stukkie wat die Edmund Happy wat se weer 'n channel oopgemaak het van wat die mense so 'n bietjie gepraat het en selfs in die WhatsApp channel van Eagles wat daar ook so 'n bietjie respons op gemaak het. Dan is Red Roses se manne wat kom en dan is dit Eagles se ouens wat kom. So die manne is klaar in mekaar se hare. En die gaan 'n game wees waar jy nou gaan reg kan sien wie se voet is in die deur om die liga te wen. Met al hierdie groot scores wat hulle nou opgesit het, dat tel jy het. Nou gaat Die gaat nou wees van wie dat is wat jy sê van die koring. wie dat wil reg blijven. Die gaat die koring van die kaf geskuif word. Nog in die liga wen nie, maar dat gaat jou 'n goeie booster wees. En onthou aan die ander kant, nee. Pumas speel teen Esperanto. 'n Gly daarvoor is Ek gaan nie vir een van hy twee. Dan gaan die baie dan gaan die baie kry 70 op positief van hier is Pumas onder jou. Hy is onder jou, So hy- Pumas se Ag, kaarte gly. regspeel kan Pumas verbykom. So Hy gaan verby Espan kom Hy die gaan verloor. dit- hy gaan- As hy aan die ander kant vir Esperanto wen, maar jy het hulle aan ons klaar 'n wen gegee daar. So. ja, nee, hulle moet oefen die week. Hulle kan nie vir my sê nie. Maar ja, Eagles is vir my die span Om te klop. om te klop. Ek sê nie Red Roses is swakkie. Ek sê nie dis maar hoe ek my opsomming Ja. maak van En dit is die jou results. opinie, En dis my opinie, ja, is my opinie van as ek kyk van die results en die tipe games wat Eagles gehad het, van die spanne wat Eagles gemaklik gewen het Red Roses 'n bietjie gesukkel in die begin. So ja, maar vir my ek weet nie dinge gaat lê nee ek het agtal al twee bekante wil gestop wees. Flair agterlang van al twee spanne. So ek weet nie. Daar gaat baie druk wees op die man in die middel. Yes, definitief. definitief. Want dis spanne wat hulle rugby ken, dis spanne wat passievol is vir hulle oor hulle spanne en ek sê weer soos ek laas gesê het met die Noties in die Eagles game. Ek hoop van harte daar gaan ou in die middel wees wat druk kan hanteer, Yes. wat nie bang is om 'n call. call te maak nie, en wat nie maklik geïntimideer word nie. Ek verwag soos tipe skeieregter vir daardie game want ek wil nie hê daar moet Verskonings. Sondagoggend moet nou weer gesê word van dis die man in die middel. Hulle was lucky deur dit en deur dit. Maar 'n game wat eweredig opweeg in speelveld wat redelik gelyk is. Ek gaan nie sê as hom weer gaan nie. Nobody. Ja, die call moet maak. Ja, Sê jy gaan nie 'n call maak. Ja, dis baie gevaarlik. Dit is baie gevaarlik om te sê dat ek gaan saam met hy span of verstaan ek gaan met hy span want Ga nie 'n bowl call maak sê 50-50 game nie. kyk ja, daar gaan nie 'n draw kom so gaan nie sê 50-50. Nee, maar ek sê jou call gaan wees 'n 50-50. Jy Ja. gee niemand die wen nie. Jy gaan sê 'n balance. Jy gaan nie bowl wees om 'n call. Ja, kyk, kom ek sê die As 'n speelveld, 50-50 ja, wedstryd. die speelveld is gelyk. Vorige result tel nie. Sy kan nie onthou, sy het 78-0 gewen, Eagles het 73-10 gewen. Yes. So daai gaan nie tel op die dag nie. Daai gaan nie tel op die dag nie. Die span wat die hongerigste gaan wees, Eto. Hulle gaan die game wen op die dag en wat sy kanse gebruik en wie se dissipline in orde is. Ja. So dit is die span wat ek glo sy wen gaan optel In sy posisie. en sy posisie gaan verstewig. verstewig daar op die lok. Die nie amptelike lok. Die nie amptelike lok. So ja, 50-50 as die call vir Red Roses en Eagles game. Maar ja, dit gaan 'n lekker game wees Eto. En ja, ek dink dit is 'n storie vir Maar hoe verwag jy die tekengetal aan Jason, die opdaging? Nee, Dan volveld. Full house. Voorveld, ek dink Ijskrimbakken 2 natuurlijk. logies, maklik 2 logies uit Red Roses uit. Uit die hemel uit. 'n loskop lorry met 'n vaskop En helemaal lorry. twee busse. Helemaal twee busse, miskien sommer uit die skiem. So definitief. Ek dink
as jy net daar gaan nie net ouens wees wat die twee spanne support. Sport, Ek dink ja. daar gaan redelik mense in die omgewing so. Even ouens wat is die naweek sy span gaan kyk, hy wil by daai Ja, wedstryd wees. nee, die ouens wil nie dat doen nie man. Maar hulle doen dit, hulle doen dit. Gaat support jou span, but ja, soos jy sê, all over. Ek dink hy is massive. Ek dink hy is maklik die grootste game in ons district. Verstaan jy, in 'n praat van Sirius area, buite in die derby, in die Bokveld. Behoort hy 'n groot te wees. So hopelik sien 'n man van die grootheid daar ouens supporters wat ek miskien kom loer wat die Wie miskien ook 'n afnaweek het. miskien ook 'n afnaweek of so het. So ja, come on guys, kom ons gaan uit, kom ons gaan Brakpan toe. Is dit 'n Brakpan? Yes, op Brakpan. Ja, Brakpan, so we gaan op. Ijskrimbak. Asseblief, die mannen met die ijskrimbak, wees maar die vingertjies, hou die vingertjies terug. Maar ja, ek glo nie Eagles is mense sal so wees, maar ja, dit beloof om 'n goeie dag te wees daar en hopelik speel die weer lekker saam. Yes. En- Dis al lekker vir my die meer as na June maand toe. Meer begin Ja, val. en 'n man moet maar gewoon raak aan Yes, dit. Dit is 'n wintersport, so ja. Moet opdag. Daag net op. Maar ek glo die twee spanne is die manne wat terstaan vir hier nie met die momentum wat hulle het die so vir definitief die Eagles so selfde aan Red Houses se kant so. Ja, Clash of the Titans. Yes. Maar ek dink as hy weer mooi gaat speel, gaan as 'n nog mooier wedstryd het. Omdat daai veld is as dit reën na jong die water staan na jong. Ja. Sy sien dit al oor die jare speel en dit het gesien hoe gaan dit in die Ja, winter. ja, nee, ja, die trainering is 'n bietjie moeilik ja, so ja, hopelik speel hy weer mooi saam water wat 'n man nog nie altyd wil hê op 'n veld nie, maar as hy goed gekeer word om te speel, Is bly. soos die baie manne maar happy kry so gekom en daar kolop die manne maar die manne ek hou nou al in my spanne vriend op. Manne klim uit en sommer eers Kyk die veld. hulle grootste dis hulle grootste fout wat hulle maak, hulle kolop oor die veld en om te kyk. Dit gaan nie baie die boer en gesê die veld moet speel en Ja, maar hy die water loop af. nee, kyk, hy veld kry baie min water, so hy water sou nou afval, sak sommer lekker weg. Maar hy is nog grasgroen Ja, nee. hy is nou nuwe land Hy kan maar gehelp. vir Avi sê daar so. So ja, maar wie kan maar kom. Is hy enige kom en sy is in voer. Nee, regtig het ek met die manne hou nog 'n bietjie vakansie. Is net Gilbert wat hier sê Gupta is bo uit. Ja, Baan is wat hier praat van as outage, ja so. Ja, maar man interaction wat ja, Is dit nou op dinge is hy nou met ons nou nog daar so. Is kan nie gou na die bloue is hy by die bloue nou. ja. Ja, die manne is nog op Freedoms Day, man. Die ouens so. Manne brein nog. Die manne is op 'n breike uit, ja so. Dis snaaks dat Adam niks sê nie. Adam is nog seker. Ja, net hy twee comments, but ja, ek dink dit is ons so storie vir die aand. Eto. Ek dink goeie rugby word verwag die week. Yes. So ja, spanne wat verloor het, back to the drawing board. En ja, Kry die mindset reg. kry die mense reg, lood hy ding van jy sê vir die ref, vir die spelers. As die middelman. As die middelman, dis die raam wat hy verloor het. Kom ons staan op die spanne wat groot verloor het. Hy is verby. Hy was nie weer gaan terugkry nie. En ja, derby manne, moet nie laat 'n man Snaakse goed. snaaks goed hoor van die derby se. Skeieregters bly uit die kring uit. En ja, Loetjies. die looitjie wenners maak dit bekend aan ons want dat was vir ons post was gesê skryf in. Yes. So kom Willem het self 'n post kom maak. ja, so kom sê vir ons wie het gewen ook, gaan ons mos nou nie sê aanneem nie, ja en ja. En ja, ek weet nie, daar was nog 'n beef tussen Herman het nog vir Ivan ook gesoek, so ek hoop hy kry vir Ivan nie. En ja, Ivan is baie maar nie moeilikheid so. Ek hoop die manne nou vir Ivan maar rus te laat. Maar ja, dit is ons storie vir die dag. Dit was 'n lekker program geweest. En ja, daar was 'n bietjie proewe geweest ook vandag. Yes. Ek was self betrokke daar so by proewe. Ja, Lekker om jong talent te sien daar. ja, so hopelik is daar stewige Wisselberg span wat die manne bymekaar kry. Yes, hulle maak môre die span bekend. Die groep bekend. Die groep bekend, so hopelik. Ek hoop
van harte dat al die spanne hulle beste ouens ingeskryf daar en dat die manne geleentheid kan kry om 'n bietjie boel aan rugby te speel het. Yes. Ja, Jason Rabie, dan is dit my storie vir die aand. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Baie dankie vir die wat ingeskakel het. Al het jy nie 'n comment gemaak nie, maar solank jy ingeskakel het, wys net die belangstelling is daar. Ja, daai is my storie vir die aand. Asai.